Dis heerlik om al ons Netwerk 24 lesers weer vir 'n slag te verwelkom by 'n boekgesprek waar ek kan deel wees. Ons gesels oor die baie spesiale splinternuwe uitgawe van Dink Jouself Gelukkig met Dr Pieter van Jaarsveld. Pieter, dis 'n groot voorreg met jou te kan gesels en baie geluk met die nuwe uitgawe. Baie dankie Susan en ja, dankie lesers. Dit is nou regtig lekker om op hier van die strand af julle hallo te sê en 'n lieflike dag. Waarborg julle die wind waai nie, julle dink mos die wind waai altyd hier. Vandag is dit lieflik, hoor. Ek wil dan ook net sê dat hierdie boek nie moontlik is nie sonder Lux Werby, die uitgewer. So ons verwelkom almal wat saamkuier hier op Netwerk 24, ook natuurlik namens Lux Werby. En dis ook jou uitgewer daar, Susan Jordaan, wat die gedagte gehad het om die boek splinternuut, wil ek amper sê, by te werk, nee Pieter? Ja. Dis reg. Wil jy 'n bietjie agtergrond daarvan weet? Kan ek jou 'n Ja, bietjie vertel? asseblief. Wanneer het jy hom eers geskryf en hoekom nou eers die nuwe uitgawe? Ja, in 2015 het ek die eerste Dink Jouself Gelukkig geskryf. En jog, dit was baie gelukkig, jy weet die genade is groot. Dit het duisende verkoop en toe hulle nou met die 7de of die 8ste uitgawe moet kom, toe vra Susan, luister nie, kan ons net so 10% byvoeg. En wie ek het so 'n dag of wat gedink, toe dink ek, jy weet, hoe koop jy nou weer, sy wil toe graag die titel dieselfde hou, omdat sy sê daar is nog 'n groot aanvraag vir Dink Jouself Gelukkig. Toe sê ek maar, jy weet, hoe koop jy nou 'n boek en dan is dit eintlik maar by ou en self dieselfde net met 10% nuwe goede. Toe het ek ons daar besluit en ek het hierdie is 'n opvolgboek, letterlik omtrent so 80-90% nuwe goed, sonder om enigsins van die baie belangrike dinge wat daar in Dink Jouself Gelukkig was, weg te laat. Miskien ek het dit net probeer praktischer maak en korter maak. En natuurlik, toe het ek gevat die lewe, kyk in eerste instansie, dit is nou 80 jaar gelede wat Auschwitz mense uit is, het ek gedink om Edith Eger se lewensverhaal te vat. Weet jy, Susan en lesers, dit is eintlik soveel wonderlike dinge wat sy in haar trauma als verwerk het, wat ons ook vandag moet werk in haar lesse, wat sy moes leer, tot sy eers op 'n baie laat ouderdom haarself regtig gevind het, is eintlik maar die goeders wat ek en jy en almal mee worstel. So dit het eintlik my uitgangspunt gewees, Edith Eger se lewe, wat sy deurgemaak in konsentrasiekamp Auschwitz spesifiek, maar ook in haar later lewe. So dit was toe, so dis eintlik heeltemal 'n nuwe boek, dis 'n opvolgboek van die ou Dink Jouself Gelukkig. Ja, en daardie boek was nie soveel van 'n werkboek soos hierdie ene, lei ek af nie. Jy het hier werklik waar vir mense gevra om deel te word van die boek en oefeninge te doen en 'n joernaal te hou en so aan. Dit is baie prakties. Dit is baie prakties, weet jy. Dit is soos wanneer ek praat by 'n plek, 'n mens kan so besig met teorie raak en 'n gehoor kan so opgewonde raak en so, maar as 'n uitstap dan nie tegnieke nie. Vir my is dit verskriklik belangrik dat in 'n boek daar moet genoeg tegnieke en vaardighede wees wat mense kan gebruik. En ek hou nogal daar, ek is nou ook pas ook 'n akademikus in my lewe, so ek hou daarvan dat alles moet wetenskaplik verantwoord wees. Want jy weet, as dit so half 'n bietjie lyk en kom by die vroue tydskrif met alle respek gesê oor vroue tydskrif vir my, en dan is dit vir my meer waardevol, en dis regtig dink ek wat die nuutste navorsing oor geluk eintlik is so goed nagevors. Dit was dan ook die rede wat ek die nuutste navorsing ook wou bygewerk het. Jy haal iewers juis vir Dominee Isak de Villiers aan, nee, wat Sarie se redakteur was jare gelede in hierdie boek. Ja, vir ek baie groot respek het, ja. Ja. Maar voordat ons verder gesels oor die wonderlike nuwe boek en wat alles daarin bygewerk is en oor Edith se merkwaardige verhaal, kom ons praat net gou oor jou lewe en loopbaan, Pieter. Want alhoewel jy eintlik 'n wêreldburger is en internasionaal optree as 'n konsultant vir leierskapontwikkeling in die sakewêreld, het jy 'n wonderlike Noord-Kaapse plattelandse nederige begin gehad in die lewe. Vertel vir ons daarvan. Hoe het jou paadjie geloop? Ek is so bly jy doen dit. Jy weet, want Saterdag toe ek nou praat by 'n plek, toe sê hulle nou, wat is nou al jou grade? Toe sê ek, die grade is nie belangrik nie. In my lewe is dit belangrik, ek kom van die dorp wat julle almal mee spot, Pofadder. Man, en dis my claim to fame, as ek nou daai Engels kan gebruik. Ek het nou net so ruk gelede in Mumbai gepraat, en toe sê ek, luister, hier is grade, maar my belangrike ding is, ek kom van Pofadder,
dis die dorp wat almal mee spot in Suid-Afrika. En dit is regtig vir my wonderlik, daai agtergrond wat ek daar opgedoen het. Ek dink dis daai wêreld wat jy leer om regtig, my klem, of al is my navorsing fokus lê op emosionele intelligensie, maar eintlik dink ek ons het daar geleef, jy weet, om respek vir almal te hê, en ag ja, dit is die wonderlike agtergrond van Pofadder, ja. Jy vertel ook, toe jy nou sukses begin behaal in jou loopbaan, moes jy 'n spul sake mense toespreek, en skielik besef jy gaan moet Engels praat, en jy het 'n wonderlike steltjie wat jy daar vertel. Ja, luister, ons het net 2 Engelse woorde op Pofadder gehoor. Die een was Kubai, die ander een was yes. En ons het dit werklik met 'n K en 'n J gespel. Nou kyk, ek is al 50 jaar met 'n Engelse vrou getroud, en natuurlik my werk is, ja, my werk is natuurlik als Engels, en selfs op die sportspanne waarmee ek was nogal 'n redelike kopmekaniek, as ek die woord so kan gebruik, vir sportspanne, en is als Engels. Maar jy weet, dit Afrikaans bly jou taal, jy weet, en ek sê snaakse goeters, en nie net snaakse, lelike goeters ook baie daar, sonder dat ek eens weet die woord is lelik, jy weet. Dan kom ek by die huis en sê my vrou, maar jy kan nie daai woord gebruik het. Ek sê maar, ek het nie geweet van beter, dit was in my taal lelik. So ek het baie blap so ook gemaak in my lewe. Jy het na skool die roeping gekry om eers 'n dominee te word. Ja. Ek was 3,5, ek het nou teologie klaar gemaak, en 3,5 jaar predikant in Nelspruit Westergloed. En so terloops het ek gaan die boek bekendstel in Nelspruit Westergloed hier in die 12de April, want ek het 50 jaar gelede daar begin, en ek kon nie, toe dit bywoon, toe hulle nou hulle 50-jarige fees gehad het verlede jaar, vir die stigting vir die gemeente, toe was ek besig oor see. Maar in elk geval, so ek gaan dit daar bekendstel. Ja, ek het begin as predikant, en toe het my gevra om sielkunde en pastorale sielkunde aan te bied op Stellenbosch, en so het my veld nou heeltemal van, ek wil sê, my loopbaan meer in die sielkunde wêreld ingegaan. Die wonderlike natuurlik is, Susan, dat jy weet, soms verwag 'n mens eintlik van 'n ou wat 'n dominee is om 'n paar teksverse te sê. Maar jy weet, ek het nooit vir hulle gesê ek was eers predikant, en nou kon jy letterlik in jou kursusse en waar jy ook al praat, kan jy nou eintlik sê, maar dit staan so in die Bybel. Ek doen dit selfs as ek nou selfs aan mense van ander gelowe het, dan sê ek, verduidelik vir my wat julle geloof sê, maar so sê die Bybel ensovoorts. En en jy weet wat so wonderlik is, as jy net dink oor geluk. Hulle het mos nou hier in hierdie eeu begin navorsing doen, wat veroorsaak nou werklik gelukkige mense se lewens. En Susan Lubomirski het met 12 spesifieke dinge na vore gekom. En natuurlik het ons as sielkundiges gedink, toe hulle begin hier in die vroeë 2000s of 20s, toe het ons gedink dit sal nou wees goeie soos die ABCE tegniek en al sulke dinge. En jy weet, van die 12 dinge, die meeste van daai beginsels hier rondom 9, 10, 11 is eintlik Bybelse beginsels. So ek weet nie, ek lag altyd ons het met die Bybel gesit, maar nie eintlik geweet dat daar soveel waarhede in die Bybel is nie. Pieter, jy het voordat jy nou hierdie boek oor geluk geskryf het, dink jouself gelukkig, het jy jare gelede al 'n boek geskryf wat eintlik ook 'n groot impak gehad het, gee jou kind selfvertroue. Ja. En ons netwerk 24 lesers het sekerlik al deur die jare van jou ander boeke ook kennis geneem, nee, daar was nog 'n paar. Ja, toe was ek nog lekker jonk geweest, hoor. Gee jou selfvertroue, ek dink dit in die laat 80s uitgekom, ja, so dis lank gelede. Maar jy weet, ek moet nou alle eerlik sê, ek is nie lief vir skrywe nie. Maar as daar nou 'n soort van 'n tyd kom wat ek voel hierdie onderwerp is geweldig belangrik, dan pak ek die pen aan, en ja, so het ek nou Gee jou kind selfvertroue geskryf. En die wonderlike ding is dat 'n mens so na baie plekke toe uitgenooi is, wat nou nie eintlik in die besigheidswêreld waarin ek toe betrokke was nie, maar dat jy met kerke en skole en kankerverenigings kan gaan praat, en dit is eintlik vir my 'n wonderlike voorreg, en dis eintlik wat ek nou doen. Ek het heeltemal my besigheid nou toegemaak, ek gaan dit so 'n bietjie goeders oor see aanbied, maar jy weet, ek wil nou, dis daai stadium wat jy gemeenskapswerk wil doen, jy wil regtig nou teruggee vir al die wonderlike dinge wat jy deur die lewe kon ervaar, en wat mense aan jou gedoen het om dit so te stel. Jy en jou vrou Irene, julle woon in die Strand, het jy gesê, nee? Ja, hier in die Winde. En waar is julle kinders? Nee, ons het een seun, ons het net 2 seuns. Die een is in
Johannesburg daarso, hy en sy vrou en die 2 kinders, en die ander een is nou deesdae hier naby in Durbanville, maar hulle het nie Dis kinders, die oudste een, ja, so ons het is lekker naby. Alhoewel ek moet vir jou sê, ek het die een, hulle was 7 jaar jongste in Londen gewees. Ek het hom baie meer in Londen gesien as hier in Suid-Afrika. Want as ek altyd oor see gevlieg het, ek gaan kuier in Londen, nou sien ek hom eintlik minder, wat eintlik baie nader is, maar dis mos maar soos die lewe is. Maar hy is gelukkig terug. Jy dra die boek op, dink jouself gelukkig, die nuwe uitgawe, Pieter, aan besondere mense in jou lewe, en dis net so 'n pragtige lysie van name, Tannie Maritjie en Tannie, ek dink dis Betty, en so aan. Wie's die mense aan wie jy die boek opdra? Weet jy, dit is regtig mense wat 'n groot rol in my lewe gesê het. Beginne nou dan ook by Tannie Maritjie, loopshow, jy weet nou kom jy van Pofadder, nou weet jy, mense, ons is hier die groot skool en die grand mense en alles, en joh, sy het vir my soos 'n kind behandel, en dis eintlik wonderlik. Jy weet, as 'n mens nou baie keer stil, in jou stilte tyd, dan besef jy, die liewe Vader het op elke tyd in jou lewe te iemand spesifiek gegee. Soos nou ook toe in gym was, en later op Stellenbosch, jy weet, ek het Stellenbosch Universiteitsskool om Flip McLachlan gesin, jy weet wat 'n besonderse mens was. Jy weet, dan besef jy, al hierdie mense is asof hulle gestuur is. En ek weet nie of jy Koetel gehad het, ervaar die son en van die lesers, dat jy baie keer dink, genade, ons het jy genoeg dankie gesê daai tyd vir die mense, wat eintlik, daai tyd het jy eintlik nie besef wat 'n groot impak hulle op jou maak. Maar dis wonderlike mense, al die lysie wat ek daar genoem het. Jy begin die boek in jou inleiding deur te sê, ons moet deesdae alles opdateer, nee, jy moet jou selfoon, jou motor, jou skootrekenaar opdateer. Wat van jou gedagtes? En dit is 'n baie interessante ding. Hoekom doen ons dit nie? En as jy nou eintlik dink, Susan, dit was eintlik, ek meen dit, eers in hierdie eeu het die wetenskap, die neurowetenskap spesifiek nou gewys, as jy jou lewe verander, moet jy jou gedagtes verander. Want dit staan al vir eeue in die Bybel, Romeine 12 vers 2. En dit is die wonderlike ding, dat mense, die beginsel se naam is neuroplastisiteit. Wat beteken, as jy elke gedagte wat op 'n gefokusde manier deur jou brein gaan, verander die bedrading van jou brein. Kyk, tot die vorige eeu het ons maar gedink die brein is 'n massa grysstof en hy kan niks aan gedoen word nie. Nou het jy eers besef. Kom ek vat 'n voorbeeld, as jy byvoorbeeld opstaan in die oggend en jy sê elke keer ek is moeg, dan bou jy inderdaad ek is moeg breinselle. En want iets van die lesers dalk nie mag altyd weet nie, maar die brein en jou of anders jou gedagtes en jou liggaam is onlosmaaklik verbonde. Met ander woorde, elke gedagte, positief of negatief, het 'n impak op jou liggaam. En ek dink dit is die wonder. Dit dink ek byvoorbeeld is dalk een van die redes waarom die Bybel so groot klem op geluk en positiwiteit lê, as jy dink Filippense 4 vers 8 aan die plekke. En miskien ook net dit vir die lesers se onthaal, jy weet, baie lesers sal al gevind het, dat as jy iets slegs met jou dag gebeur, jy top dit daaroor die hele dag, sou jy agterkom met die aand is jy moeg. Nou, wanneer mens enige negatiewe emosie het, dan skei jou liggaam die streshormoon kortisol af. En jy weet die dilemma van kortisol is, dit maak jou moeg, dit laat jou, dit kan letterlik die gedachtesentrum of die geheuesentrum in jou brein totaal uitwis. Dit is hier waar aggressie vandaan kom, dis angstigheid en depressie, en die ergste van alles is dat 74% van ons probleem, of anders ons siektes, word deur kortisol veroorsaak. So met ander woorde, ek dink ons groot geveg is teen ons gedagtes. Jy weet, en dis ook wat Edith Eger gesê het, sy sê, ja, Auschwitz se mure was vir haar verskriklik. Sy sê, maar die ergste was die negativiteit, daai tronkmuur van negativiteit wat sy om haarself gebou het, en sy het lank in haar lewe geworstel om dit te doen. So dis waarom hier die boek groot klem lê, hoe raak ons ontslaaf van ons tronkmure, die van negativiteit, want dit is belangrik vir ons gesondheid, en jy weet die impak wat jy op ander mense het. Ek dink baie keer ons as gewone mense is nie bewus daarvan dat jy tussen 2 tot 16 minute beïnvloed jy mense rondom jou. Jy weet, so met ander woorde, as ons negatief is, raak ons nie net gouer seker nie, maar ons beïnvloed die mense rondom ons meer negatief. So, dit is waarom ek dink die groot klem in die Bybel. So, en dit is so maklik, jy kan eenvoudig dit verander,
Jy kan jou lewe verander, langer lewe en gesonder lewe, deur letterlik jou gedagtes te verander. Is dit nie Ja, wonderlik nie? Dit is so eenvoudig. ek wil net teruggaan na iets wat jy gesê het wat my fascineer, dat en jy beskryf 'n geleentheid, 'n geskiedkundige geleentheid in jou boek wat ek nie eers van geweet het nie. In Akumal in Mexiko in 2001 het 'n groep sielkundenavorsers bymekaar gekom en dit was 'n waterskeidingsbyeenkoms, want daar was voor daardie byeenkoms en daarna. Wat het daar gebeur en hoekom is dit so bepalend? Ja, jy weet, die hele sielkunde tot min of meer 2000 was eintlik gebaseer op die mediese model. Met ander woorde, hoe om depressies, hoe om psigopatie te verander ensovoorts. Met ander woorde, hoe om iemand te help om van 'n -4 na 'n -7 te verhoopelik tot 'n 8 te beïnvloed. Maar toe het hulle in 2000 besluit, nee, daar's gewone ouens soos ek en jy. Ons is goed genoeg, maar ons wil beter wees. So hoe om vir ons as ons op 'n 3- is te verander na 'n 4+ of 'n 7+. So hulle het heeltemal van amper die negatiewe sielkunde na 'n positiewe sielkunde verander. So die positiewe sielkunde waar grootdeels hierdie boek ook op gebaseer is, gaan daaroor hoe ek en jy prakties dinge kan doen om letterlik beter te word en beter te funksioneer. En ek sê dit weer, gesonder en langer te lewe en nog mense positief te beïnvloed ook. Daar is 'n paar mense van wie ons deur die jare kennis geneem het wat in 'n konsentrasiekampe was. Viktor Frankl word in die boek genoem. Maar jy het net nou 'n vrou se naam genoem met 'n ongelooflike verhaal. Kan jy vir ons so ietsie daarvan deel en ook hoe dit in die boek gebruik word? Ja. Jy weet, Edith Eger, sy is hierdie jaar 97. Lewe sy nog? Ja, sy leef nog en sy het nou verlede jaar op 96 het sy nou haar boek gepubliseer. Maar goed, terug na Edith Eger toe is. Sy is iemand wat ons nie so baie van weet altyd, nie almal nie. Sy het hierdie 2 besonderse boeke, nou die derde een is in The Ballerina of Auschwitz, maar dit is meer vir jong mense wat sy nou verlede jaar gepubliseer het. Sy het op 'n 16-jarige ouderdom het sy aangeland in Auschwitz, maar voor dit al het sy jy weet, sy was byvoorbeeld 'n ongelooflike gimnas geweest. Sy was gekies om die land te verteenwoordig in gimnastiek, totdat vir haar gesê het, jy kan nie gaan nie want jy's 'n Jood. En so byvoorbeeld soos die meeste Jode wat Auschwitz toe is, en natuurlik, mense moet nooit vergeet, daar's baie Pole ook Auschwitz toe, en ook die Russe. En sy was Hongaars eintlik van etnisiteit. Ja, sy is Hongaars. En hoe sy aangestap het na die hekke toe, en hoe haar pa gesê het, nee, wag, dit is net 'n tydelike tyd, hulle gaan hier wees, die paale is nou links gestuur, en sy stap toe tussen haar ma en haar suster, Magda, saam met haar die hele kamp oorleef het. En toe vra hulle vir haar, vir Edith nou, is dit jou suster, want haar ma het baie jonk gelyk. En toe sê ja, nee, dis my ma. En dit was natuurlik die woord hoe die ma so dadelik na die gaskamer toe gestuur. In haar hele lewe het sy hierdie verskriklike skuld gehad oor haar ma. Dit vir haar lank gevat daai skuld te oorkom. En later dit in woede omgesit, sodanig dat sy later toe, sy's gered op die ou end, maar hoe sy in Amerika aanland en letterlik later haar man eers skei, om eers haarself te vind op 'n laat ouderdom. Jy weet, wat vir my so hartseer, en dit is maar die lewe van baie van ons lesers en ons almal, dat 'n mens net voel jy's nooit goed genoeg nie. Sy het haar hele lewe gevoel, sy's nie goed genoeg nie. Ek moet bysê, die goeders wat sy na haar lewe gehoor het natuurlik ook 'n groot rol gespeel, soos die meeste mense. En haar ma het vir haar voorgelees, sy het voorgelees vir haar mamma, ma het iets vir haar gesê wat daar ook lewenslang bygebly het, né? Korrek. 'n maand vir haar gesê, gelukkig is jy slim, want jy's nie mooi nie. Nou jy weet, sy het met 'n operasie iets verkeerd geloop van haar oë, so sy nou half 'n bietjie skiel gekyk, soos mense maar sê. En haar susters het vir haar letterlik gesing, jy is skiel, jy sal nooit 'n man kry nie, kan jy nie glo. So hierdie dinge daar beïnvloed, en dit is maar wat baie mense met ook deurgaan, die dinge wat ons hoor het toe ons jonk is. Ons is geskape, jy weet nou deur die boek geblaai het, sal weet hoe ongelooflik die Hemelse Vader ons geskaap het. Jy weet, as jy eintlik dink, jou brein is daar 100 miljard neurone.
en elkeen het dieselfde potensiaal as een skootrekenaar. Nou dan besef 'n mens net, natuurlik is daar van die rekenaars vir asemhaling en al daai dinge, maar hoe ongelooflike potensiaal het ons nie. En as ons net begin gryp hierdie goeders, ja, ons kan so veel floreer en geluk in ons lewens eintlik ervaar. En wat 'n besluit wat julle geneem het, jy en jou uitgewers Lux Werby, wat merkwaardig is dat julle nogal 'n groot deel van Edith se lewensverhaal in haar eerste persoon vertelling, nê, in haar eie stem in Afrikaans vertaal het, sodat dit ingesluit kon word in jou boek, en ek wil julle gelukwens met daardie besluit, want dit is merkwaardig, dit is baie mooi vertaal en dit is ontsettend roerend en dit stel 'n mens ook op vir die res van die boek. Ja, en soos ek sê, ek het groot dele van die worsteling wat sy met deurgaan, is eintlik maar die worsteling wat ons dag gaan. Maar daar's ook lewenswaarhede, jy weet, sy het in daardie kamp ook bewys hoe positief sy is. Jy weet, toe sy moes dans voor Mengele, wat eintlik bekend staan as die engel van die dood, het sy eenvoudig haar kop reg gestel en gesê, sy sien haarself dans in Budapest. Jy weet, hoe sy letterlik positiewe gedagtes omgesit, of die negatiewe in positiewe gesit het, maar ook humor man, daar byvoorbeeld, hulle moes nou bloed skenk vir hierdie nazi-soldate, en dan lag hulle die aand, sy gebruik spesifiek die woorde, hoe sal hierdie soldate nou met 'n Joodse ballerina wat 'n pacifist is, toch kan gaan veg, jy weet, en dan steek hulle, toe hulle al uit Auschwitz gesit het, as 'n ware, die hele gedagte was, nou so op pad land dood toe, dan werk sy in 'n fabriek waar hulle dan help kos maak, en dan vat sy steel hulle die aardappelskille, en dan steek sy dit nou weg in haar onderklere, en dan saans eet hulle dit, en toe sê hulle, dan is haar hele storie, dan lag hulle, sê, ons is nie dood van Auschwitz, dit het ons oorleef, maar ons gaan nou verstik en doodgaan van aardappelskille, verstaan jy? En die belangrikheid van humor, so daar sulke wonderlike dinge, jy weet hoe, een van die grootste dinge wat vir my bly is hoe sy het gesukkel met haar skuld, want sy het aandadig voel aan haar ma se moord, en mag ek iets gou sê oor skuld? Ja, asseblief Pieter, ja. Ek wil dit met die luisteraars deel, want weet jy wat, in my werk, en veral met onder Christene, kry ek so dikwels dat daar 'n paar dinge is wat Christene doodmaak, onder andere een ding oor skuldgevoelens. Die liewe Vader het jou lankal vergewe, maar jy kan jouself nie vergewe nie. Maar dan ook woede, byvoorbeeld, ek kry nou onlangs 2-3 weke gelede, praat ek met iemand wat al hulle geld nou vir 'n makelaar gegee het, hulle aftreegeld, en dit is natuurlik weg met hulle geld. Nou daai verskriklike woede, en jy weet, woede maak jou dood. As jy nou eintlik dink, ek in die boek praat is ook oor, nou nie oor die kortisol nie, maar waar die navorsing wys, as jy 5 minute negatief is, vir 6 uur lank skei jou liggaam nie, hormoon wat sy naam is IK, skei dit nie af nie, en die IK is verantwoordelik vir jou immuunstelsel, met ander woorde, dit word jy siek, luister as hulle agtergekom het, as hulle sleg week gehad het vorige week, volgende week het hulle griep, of migraines, of wat ook al, maar in elk geval, en hierdie mooi storie vir my, dat woede maak jou dood, maar woede is nie om saam te stem met wat die ander persoon gedoen nie. Woede, om dit vergewe is eintlik, vergifnis is eintlik vir jou eie onthaalwe. Daar's my die mooi storie van hoe vergeet ek sy naam, wat die laaste avondmaal gestudeer het, ouderdom, hè? O ja, Da Vinci, Leonardo da Vinci. Ja, wat 'n verhaal, nê, van die Jesus-figuur wat hy geskilder het, nê? Ja, kan ek dit vertel? Ja, vertel gou, dis 'n wonderlike storie. Luister, maar kan jy nou glo dat ek nou Da Vinci se naam vergeet? En ek sê hom baie dikwels, by the way. Maar in elk geval, Da Vinci het hierdie man met pragtige gelaatstrekke gebruik vir sy skildery, die laaste avondmaal wat nou in Milaan is. En toe amper vir 4 jaar lank soek hy 'n ou met 'n bietjie lelike gelaatstrekke om nou te skilder as Judas. En eendag stap hy rond in Rome, en hy val oor so 'n dronkaard, en die ou lig sy kop, en toe hy sy kop lig, hy sê, "Wow, hier is my gesig van Judas." Hy sê, "Meneer, kan ek vir jou vra, sal jy vir my kom sit as ek wil jou skilder as Judas?" Ou begin te huil, hy sê, "Ekskuus man, ek het nou nie vir jou gesê nie, maar ek sal vir jou betaal daarvoor." Hy sê, "Meneer, dis nie waar ook hy nie. 4 jaar gelede het jy my geskilder as Jesus, maar nou wil jy my skilder as Judas.
Maar kom dat ek vertel wat in my lewe gebeur het. My familie het my so sleg behandel. Ek het gedrink want ek is vir hulle woedend en ek sal hulle nooit vergeef nie. En jy weet, is vir my daai ding dat vergifnis is nooit vir jou, is nooit vir die ander persoon, is vir jouself. Want as jy nie vergewe nie, dan draai jy daai woede in jou hart in. En dit is so belangrik. En dink, dit was vir my ook een van die wonderlike dinge. Sy moes lank veg, Edith, om daardie woede te oorwin. Jy haal ook vir oud-president oud-president Nelson Mandela aan, Pieter, in die verband, nê? Ja, dis 'n mooi storie, nê, waar Clinton hom bel en toe uit die toe sê Clinton, maar hoe kan jy nie nog woedend wees? Hy sê, ek het baie goed besef. As ek my woede nie agterlaat nie, dan is ek nog steeds in die tronk. Is dit nie ongelooflike wysheid nie? Ja, dan bly jy vir altyd in die tronk. Presies, ja. Dis baie wat Edith ook gesê het. Sy sê die tronkmure van Auschwitz is daai negatiewe tronkmure wat ek rondom myself gebou het. En jy weet, op die ou end, Susan, is dit 'n keuse. Dis letterlik 'n keuse. Dis nie maklik nie, hoor. Dis vir sommige persoonlikhede makliker om positief en gelukkig te wees. En 'n mens moet natuurlik ook besef, jy kan nie elke moment van jou lewe positief wees nie. Daarom is baie belangrik wat die navorsing bewys, die balans vir elke een negatiewe ding wat jy vir jouself sê, behoort jy 3 positiewe dinge sê. Want natuurlik gaan 'n mens tog maar per geleentheid negatief met jouself wees. En sommige persoonlikhede meer. Die boek is baie lekker prakties, daar's oefeninge en onder meer terwyl jy nou praat van geluk is daar 'n so 'n sirkelgrafiek wat my vir ewig gaan bybly en dit sê wat bepaal jou geluk? Hoe voel diegene, die omstandighede en jou keuse? Kan jy vir ons dit onthou jy dit? Want dit is Ja. Dit was nou eintlik die groot navorsing wat bewys is dat 50% van ou se se geluk word tog maar deur jou gene bepaal. Soos jy 50%. Ja, as jy 'n knorrige oupa gehad het, dan is jou kans ook maar groot om knorrig te wees. 10% deur omstandighede, as jou dogter matriek druip, nee, o genade, dis nie meer moontlik nie. Kom ons sê as jou man vir sy werk verloor, dan beïnvloed dit ook, maar 40% lê in jou eie hande. En daar's nou navorsing wat dink dis meer as 40%. So dis die wonderlike van die boek, klein dingetjies. En jy weet, Susan, jy het nou deur die boek gegaan het. Kom jy agter, dis nie groot goeders wat ons moet doen nie. Dis klein stappies wat 'n mens doen. Die groot ding is net, ek sê altyd vir die mense, vat vir jou 3, 4, 5 of 9 tegnieke wat by jou pas. Wat vir my gaan werk, gaan nie vir almal werk nie. Maar dan moet jy dit ongelukkig doen. Ek gebruik altyd die voorbeeld. Ek sê, dis so stap deur 'n grasveld. Jy weet, daar's baie gras en as jy altyd dieselfde roete volg, dan kom daar 'n paadjie. Maar as jy stop, dan groei dit weer terug. En dit is die hele beginsel van neuroplastisiteit. Jy moet begin met iets, maar jy moet ongelukkig aanhou. Nou, en dit is wat herhaling, nee. Absoluut. Jy weet net so terug dat die neuroplastisiteit, net die herbedrading van die brein. Ek staan byvoorbeeld elke dag op en dan sê ek vir myself, ek is 'n gelukkige mens en net goeie goed gaan met my gebeur. En jy weet dit gebeur, dat later raak 'n deel van jou, daar's 'n beginsel daarvan, maar dit is 'n wetenskaplike ding, so ek gaan nou nie dit met die RAS-stelsel in jou brein te doen, maar kom ons maak dit eenvoudig vir ons almal om te verstaan is, wat jy saai, sal jy maai. Jy weet, hoe meer positief is jy, hoe meer jy positiewe gevoelens, hoe meer jy positiewe gedagtes. Is dit nie wonderlik nie? En ek dink, dit is in ons almal se bereik. Vat tyd. Nie oornag nie, want soos jy sê, dis herhaal. Maar terwyl jy nou weer so 'n mooi frase uit die Bybel aanhaal van wat jy saai, sal jy maai. Ek hou ook terloops van die een van brood op die water. Maar kom ons gaan gou terug tot 'n storie wat jy deurgangs in die boek gebruik, 'n Bybelverhaal wat ek nog nooit iemand so mooi sien verduidelik het nie. Die storie van Dawid en Goliat. Hoekom het jy dit ingesluit en vertel vir ons daarvan? Weet jy, omdat ons mos nou maar altyd net dink dat die ou Goliat was so verskriklik groot en jy weet, hy's onoorwinnelik. En dit is mos maar wat in ons lewens ook gebeur. Jy weet, jou siekte, jou finansiële probleme, jou huweliksprobleme, wat lyk vir ons so oorkomlik. En eintlik is dit nie so oorkomlik nie. Hulle beweer dat die navorsers dat hoekom Goliat so groot was, is dat die groeihormoon in sy liggaam was oorgestimuleer. En dis waarom hy dan ook nou so amper 7 voet of
langer was. Ek dink so rondom die 7 voet. Ek praat nog, jy sien, ek kom nog die oude doos, ek praat op voete, nie meters En nie. Pofadder Maar het julle van voete gepraat. ja, Pofadder het so gepraat, maar in elk geval, ek spring nog steeds in voete hoog. Nee, ek spot daarom, ek is nie so agter die klip, maar nietemin. En toe het die navorsings nou begin besef, toe Dawid wel gesê het, ek kan jou oorwin met die krag van God. Die mense dink 'n klippie is mos daarom niks werd, maar jy weet daai klippie is eintlik so, as jy goed dit daarmee kon gooi, was dit om soos te staan met 'n .45 pistool teenoor 'n ou in Goliat se geval wat was nou sy hele wapentuig was meer as 60 kg. Dan sou jy dink Goliat het die absolute voordeel. Eintlik het Dawid die voordeel gehad. Hy was .45 pistool, soos ek sê, teenoor 'n regtige swaard. En dan verder die onoorkomlikheid van Goliat is groot. Die groeihormoon in sy liggaam was heel moontlik geoorstimuleer. Daarom het in die nadeel van daai oorstimulasie is dat jy kry dan dubbelvisie. En akromegalie staan bekend. En dis waarom Goliat ook gesê het, toe sê, hy helper gehad. En hoekom het jy helper nodig om jou af die berg af te kom, ek kan myself gestap het. Dawid het een kerie gehad, hy het sê, jy kom met keries hier aan, hy het geen keries, so hy het 'n dubbelvisie, en daar's verskillende van hierdie dinge, wat bewys is vir hierdie ding, dat eintlik dit wat soms vir ons so oorkomlik, die Goliat in ons lewens, is eintlik, ons sit met hierdie, en ek praat nou van die twee groot kragte wat die Here vir ons gegee het. Die een is van jou gedagtes, dat jy jou lewe totaal kan verander, en die ander feit, dat jy 100 miljard skootrekenaars in jou kop het. So, hoe ongelooflik sterk is ons nie? Ons is net so sterk as Dawid. Ons kan vir elke Goliat in ons lewe kan ons oorkom. Wat jy gesê, dit is natuurlik altyd so maklik, en mense moet dit nou onthou, maar ek meen, dat ons raak so maklik flou van mismoed, terwyl daar soveel geleenthede is. En wie jy Susan, dit is eintlik so maklik, en ek probeer nie eintlik sê, dit vat tyd, ek wil net weer sê, dit vat tyd, maar joh, 'n mens moet net begin. Jy moet net stappie vir stappie begin, dan kan jy jou lewe totaal verander. Jy praat ook nogal gereeld in die boek van ingesteldheid, en eintlik verkies jy Engelse woord daarvoor, hoekom? Die mindset, ons boere hou mos praat mos so hier en daar, is dalk maar net op Pofadder, maar ons hou daarvan so Engelse woord hier en daar op te gebruik, en mindset is net altyd vir my, asof mense dit beter verstaan, omdat ons dit meer in die algemene taal as ingesteldheid, maar ingesteldheid is natuurlik die regte Maar wat Afrikaans. bedoel jy daarmee? Hoe moet ons dit maak werk vir ons? Kyk, ek dink die eerste ding wat 'n mens moet begin mee, is jy moet eers jou brein reg programmeer. Die sielkundiges praat nou van kondisionering, ons as sielkundiges praat van kondisionering. Kyk, die dilemma waarmee almal van ons sit, is daar gaan omtrent 60.000 gedagtes deur jou kop elke dag, waarvan 70% negatief is, as gevolg van baie dinge, jy weet, soos ons groot geword het, trauma, maar ook soos hierdie tipe van ding wat ons nou gesien het, wat Edith gehoor het, jy weet, die impak wat onderwysers op kinders het, en al die dinge, en jy weet, as jy groot word, met ouers wat geskei is, of daar is alkohol of trauma, dis nooit as jy gedoen nie, maar jy moet ongelukkig van die 70% negativiteit ontslae raak, en dit is hier waar eenvoudige dinge, dit klink so eenvoudig, maar waar positiewe stellings inkom, dis daai herhaling wat jy van gepraat het, met ander woorde, soek na 5 na 10 positiewe dinge in jou eie lewe. Jy weet, ek lag maklik, ek is 'n vriendelike mens, nie iets wat jy wil bereik het, dis 'n ander storie. En sê dit vir jou elke dag. Ek waarborg binne 3 maande, dan is jou hele hierdie negativiteit grootmatige herprogrammeer. Jou brein is herbedraad na meer positiwiteit. Dit vat tyd. Onthou nou, iemand wat baie selfkrities is, of al mense in analitiese velde, soos ingenieurs en mense wat boekrekenmeesters is, hulle is mos nou meer skepties. Hulle gaan langer vat, maar jy weet, 'n mens moet net daai herhaling doen, jy kan jou lewe totaal verander. En die wonderlike is natuurlik, Susan, en luister, sodra jy jou, daai 70% negativiteit van ontslae raak, dan raak jy gesonder, jy leef langer, jy het 'n beter impak op ander mense, en ek dink dit is so belangrik dat ons dit, veral in ons land, waar daar soveel negativiteit is, dat ons dit moet doen, vir jou eie gesondheid sal hou natuurlik eerstens.
Jy het gepraat van kortisol wat nou die sleg as mens soort van dit is baie sleg vir jou, maar jy praat in die boek ook van die DHEA, die antiverouderingshormoon en dan 'n wonderlike ding immunoglobulien. Vertel Ja. ons ietsie daarvan. Kyk, die DHEA is eintlik die anti-oudwordhormoon. Ja. So jy sal sien dat mense wat baie positief is, lyk baie jonger. Jy sien, ek is al 278 jaar oud. Nee, ek spot maar in elk geval, jy lyk baie jonger, maar dit is nie die grootste belangrikste ding van hom nie. Hy is ook verantwoordelik vir jou gesondheid, die immuunstelsel en die wonderlike ding, as die DHEA opgaan, dan skei dit dan druk dit letterlik die kortisol af. Kyk, 'n bietjie te kortisol is nie fout nie. Maar die probleem is dat baie mense is so aan kortisol verslaaf. Hulle is nie bewus daarvan. Jy weet, ek vind dit met leierskapskursusse, as jy mense se toets, jy noem dit die heart rate variability, ek vergeet nou wat die Afrikaans is, dan waar jy kyk na die hartritme van die mense, dan kan jy letterlik agterkom hoeveel slegte hormone in jou liggaam is. En baie mense sê, nee, maar ek is nie gestres nie. Wat is hulle eintlik dodelik gesê, want jy raak letterlik verslaaf aan daardie, amper dis soos morfine daar aan daai vlak. So, die wonderlike van enigiets wat positief is, laat die DHE opgaan. Jy weet of dit nou geluk is, of dit lag is, of dit omgee is, al daardie positief dinge. En die immunoglobulien A is die ding wat ek nou net sommer kortliks gesê het, dis die IgA, wat beteken dat dit is eintlik verantwoordelik vir jou immuunstelsel. Jy weet, Susan en lesers, ek het dikwels al gedink, inteendeel, hoekom het die Here dan so baie keer in die Bybel gepraat oor positiwiteit? Hy gebring nie daai woorde nie, maar as jy nou dink aan Filippense 4 vers 8 wat sê jy met skoon gedagtes, dan besef ek dit was al eintlik 'n opdrag aan ons, omdat hierdie negativiteit ons siek maak, want soos ek gesê het, 5 minute negativiteit, 6 uur lank impak op jou gesondheid. En ek het mos alreeds gesê dat dan beïnvloed jy ander mense. So ek dink as die luisteraars aan een ding kan agterkom, is dat jou negatiewe gedagtes maak jou eintlik siek op die ou end. En dan knorrig, en jy beïnvloed almal binne 2 tot 16 minute knorrig rondom jou. Maar Pieter, jy is natuurlik self iemand met 'n doktorsgraad in sielkunde en jy skram nie weg om in die boek ook te verwys na 'n groot siekte van ons tyd, depressie nie, en ook selfdood. Ja. Weet jy, dit is vir my so belangrik dat op die ou end is depressie 'n geweldige moeilike ding om te hanteer. En ek dink baie mense, ek het nou al dikwels en ek moet nou eintlik praat van mans, het nie begrip vir mense met 'n chemiese wanbalans. En ek praat nou letterlik van waar daar 'n chemiese wanbalans is. Jy sal ook opgeleid het in die boek praat ek daar sommige mense wat dink hulle is depressief en dokters, en ek het alself 'n psigiater gekry wat nie regtig die verskil tussen depressie en aangeleerde hulpeloosheid kan maak nie. Maar terug na die depressie toe, dat die dilemma met depressie is net ernstige depressie help pille voor. Maar dat die navorsing terloops wat begin is met Seligman wat verlang die voorsitter van die wêreld of Amerikaanse sielkundevereniging kan ek sê, hy's 'n psigiater. Hy het al gesê, jy weet, pille kan nie alleen depressie reggemaak en dit moet 'n mens, daarmee sê ek nie jy moet baie begrip vir mense hê, maar die wonderlike nuus is dat die depressiepasiënt kan 'n paar dinge uit die boek haal wat hom kan verlig. Kan ek byvoorbeeld een noem? Jy weet, Seligman het gevat mense wat so depressief was dat hulle bedlend was. Ja. En hy het vir hulle 'n eenvoudige dingetjie wat weer by the way Bybelse konsep is, wat gesê, dink elke dag aan 3 dinge waarvoor jy dankbaar is. Nie groot goeders nie, maar soos my kind het my gebel. Ek het die boek van my terapeut gelees en voel die warmte wat 'n jaar daar gaan. Nou het dit vir 21 dae gedoen. En hier 94% van hierdie mense het verander van bedlê depressie na gemiddelde depressie en selfs onder dit. So 'n eenvoudige ding soos dit. So vir depressie pasiënt, ja, vat jou medikasie, maar jy sal gewis ander dinge uit die positiewe sielkunde haal en daar so baie van dit, dat jy dit kan gebruik om jou depressie te verlig. Nou dan selfdood toe, op die ou end is dit maar so, dat as die depressie vir jou so erg raak, dan is selfdood dikwels die gevolg daarvan. So, ek dink die mens kan ooit sê, jy
pleeg selfmoord nie, jy's dood aan depressie. Mense se Ja, brein Pieter, jy funksioneer. haal ook vir vir professor Lizette Rabbe aan, nê? Ja, In ja, daardie verband het sy baie werk ingesit om hoe ons absoluut. praat daaroor, Ja, het ons taal te verander. jy's heeltemal reg. Weet jy, inderdaad sê sy ook byvoorbeeld, daar's sekere dinge in jou en mense hoef nie op die tegniese goedes ingaan nie, maar dis jou brein begin, jy het nie meer 'n keuse nie. Jy moet amper dit pleeg. Jy nie pleeg nie, dis waar jy moet daaraan doodgaan. Dis die hartseer daaroor. Ja. En jy weet, Susan, iets wat ek nie van bewus was is, maar hoe mense absoluut soms as iemand selfdood is, hoe hulle so ongevoelig om te, jy weet, asof van die ou mense wat glo jy gaan nou hel toe. Kan jy glo dat mense dit nog durf sê vir mense, asof hulle geen begrip het nie. En jy weet, ek het nou kyk na, ek vergeet nie wat haar naam Rabie is, wat sy man Riet Rust se boek Die Geskenk. Rust, ek bedoel Rust, ja. Ek vergeet nou, die boek se naam het ek nou vergeet, maar hoe sy sê, wat vir haar gesê is, dan skud jy net jou kop, dat, ja, ons het daarom so min begrip vir die swaar van ander mense, en jy weet ek, jy weet, dit is soos daai om amper as iemand nou in so krisis is om vir hom te stuur, Romeine 8 vers 28 sê, onthou maar net almal, vir hulle wat God lief het, werk alles mee te goed. Daai teksvers beteken niks vir daai persoon nie. Jy kom eers jare soms agter dat trauma in jou lewe, op die ou end kan jy sien, daar was 'n wonderlike rede daarvoor. Maar as jy in is, kan mense dit nie agter besef nie. So ja, dit is as mense dit besef, dan sal ons ook meer dat selfdood soms die uiteindes. Kyk, daar's natuurlik mense wat selfdood, soos in Auschwitz, hulle het gehardloop teen die geelektrifiseerde heininge om van 'n lewe einde te maak, want dit was sleg geweest. So daar depressie nou nie 'n rol gespeel nie. Maar ja, dikwels is die laaste ding van depressie is maar selfdood. Maar dis my baie interessant, jy verwys na dinge so selfvervullende profeseë en hulpeloosheid en toksiese positiwiteit. Die boek is regtig baie volledig en ek wil jou gelukwens dat jy regtig waar ver en wyd gedink het en al hierdie dinge in ons lewe wat eintlik binne ons beheer is. Vir ons net weer daaraan herinner dat ons oor alles nuut moet dink. Ja, nee, dit is heeltemal waar. En ou moet net begin. Dit is die belangrike ding. En sosiale media, jy verwys wel in die boek daarna vandat jy die boek 10 jaar terug die eerste keer geskryf het, dink jouself gelukkig, nou 10 jaar later het dit selfs nog 'n groter impak op ons lewe en ons wêreld. Ja, ek het nooit besef hoe as ek nou sê maar amper erg dit is nie. Ek het nie besef dat die gemiddelde Suid-Afrikaner spandeer 3 uur en 41 minute op sosiale media of vir die skerm nie. Ek het dit nooit besef nie. Ja. Jy weet, dit is menslik, Susan. Jy weet, iets wat ek nou van jou altyd opgewerk het op TV. Maar die vrou is so vriendelik. Dit lyk of sy al straal uit daar. Nou sien iemand anders jou ook. Nou ek was net gedink, dis pragtig, maar daar dink iemand anders dalk van jou skoolmaat sê, hoekom het sy nou so ver gekom en hoekom kan sy so mooi lag en vriendelik wees? Verstaan jy, weet dit is die nadeel van sosiale media. Daar's goeie dinge ook gewis, maar jy is net menslik dat jy jou vergelyk soms met ander mense. Dit is so. Jy weet, as jy nou net hierdie jaar nie eens kan bekostig om Hartenbos toe te gaan nie, maar jou vriendin ski in whatever ook al in Oostenryk, dan is dit so menslik. Maar okay, jy weet, dit is waarom sosiale media tog, maar ook met absolute sorg en met tyd. Jy moet tyd dan spandeer, maar kort tyd, nie so lang tyd soos ons. So dit beïnvloed ons verhoudings, jy weet, in gesin. En ons geluk. Absoluut, en ons geluk. Ja, nee, dit is wat die navorsing bewys het, ja. Ek het die voorreg gehad om in my loopbaan as joernalis en aanbieder baie na mense te kon luister en dis my die lekkerste ding op aarde. Maar selfs vir my wat eintlik 'n professionele luisteraar is, het jy 'n baie waardevolle raad gegee rondom die konsep van aktiewe luister. Ja, kan jy vir ons net verduidelik wat dit is? Ja, jy weet, is dit letterlik en daarmee saam gaan natuurlik die hele storie van jou nie-verbale luister. Jy weet, jy moet luister, maar jy moet ook die nie-verbale gee. Daar's 'n eenvoudige tegniek wat ek nou sommer, jy vra dit nie, maar ek gee dit nou op die koop toe, want dit is so belangrik dat almal van ons dit gedagte moet hou. Dit is die begrip van souler, wat beteken
dat jy solar, S staan vir squarely, dat jy vierkantig die persoon in die oë kyk, O vir openly, nie met hande gevou nie, L leaning forward, net so eventjies vooroor, E eye contact en R relaxed, en dat dit letterlik van 85% of meer van ons kommunikasie is nie verbaal. Nou terug na die aktiewe luister, hulle praat van nie-verbale kommunikasie as passief, maar dit is nooit passief, is ook actief, maar aktiewe luister presies is dit probeer vasstel of luister wat die ander persoon sê. En dan jou weergawe, met ander woorde in jou eie woorde om te sê, want geen een van ons kan iemand anders se probleme oplos nie. Al wat ons kan doen is eintlik maar net letterlik luister. En wat? As jy op navorsings wys, hoe beter jy luister en dan spesifiek aktief luister, en dit gee jy weer dat jy deur net saam te vat wat die ander persoon sê, staan ek jou reg, jy bedoel jy kry baie swaar op die oomblik, dan voel die persoon, jy het begrip vir my en die persoon begin meer praat. En jy weet baie mense, ek dink dis wat mans se dilemma is. Ons wil altyd die situasie oplos. En baie keer wil jy wil nie oplossing hê nie. Jy wil 'n oor hê. Jy wil net iemand wat jou begrip het, jy weet. En ek dink ons vergeet 'n bietjie van die 2 ore en die 1 mond. Jy weet. Ek is ook geneig om maar ek wil so vinnig my wysheid weergee in plaas van net om te luister. Die boek het baie waardevolle advies vir verhoudings, dit praat oor egskeidings, dit praat oor kommunikasie, oor luister, soos ons nou gesê het, dinge soos meditasie en mindfulness en so aan. Maar so naby aan die einde van die boek praat jy oor hoe belangrik dit is om 'n doel in die lewe te hê. Kan ons miskien daarmee afsluit? Ja, die navorsing bewys, mense wat weet wat die doel van hulle lewens is net meer suksesvol. En dit is nie altyd, ek het daar 'n eenvoudige, nou moet jy nie vir my vra om dit nou te herhaal nie, want ek kan glad nie die stappe meer onthou nie. Maar ek het daar 'n eenvoudige, daar's mos nou boeke daaroor geskryf. Maar die samevatting is van 'n TED Talk wat ek gehoor het. Ek het daai persoon sin saamgevat en dit is vir my, het ek self weer na soveel jare gedink, wag, op hierdie staan in my lewe, moet ek eers weer kyk, wat is my doel nou? En so mense doel verander mos maar soos dit met jou lewe gaan. Jy weet, vir jou is daar nog ander goedes wat belangrik is, as wat daar vir my is, julle wat so jonk is. Maar ek dink, 'n doel wat in jou lewe, ek meen, dit is wat Frankl ook sê. As jy nie 'n doel wat in jou lewe het nie, dan raak jy geneig tot selfmoord, jy weet, en depressie en sulke dinge. Ek gebruik nie die woord selfmoord, omdat dit is nou sy woorde wat hy destyds gebruik het. Ja. Maar daar's so 'n pragtige soort van stukkie geskiedenis in die boek wat ek nie eers van geweet het nie, hoe Edith Eger, oor wie jy skryf, en haar kontak met Viktor Frankl. Ja, en hoe sy het einde van homself nie geweet nie. Totdat sy gehoor het begin het, onthou sy al hierdie worsteling jare om haarself te vind, goed genoeg te vind, haar skuld ontslae raak ensovoorts. En toe vertel iemand van op die kampus toe sy begin studeer van Viktor Frankl wat ook Auschwitz lewe het. En toe skryf sy oor iets in 'n wel, sy het eintlik net in sy, kom ons sê maar 'n werkstuk geskryf. En toe word dit in die kampus koerantjie geplaas. En so het Frankl dit gelees en so het 'n wonderlike vriendskap tussen die twee ontstaan. Maar in elk geval, ja, hy het vrae toe geleer van die belangrik dat jy 'n doel moet wees, jy moet betekenis in jou lewe hê. Dis amper meer belangrik nog betekenis as doel in jou lewe, want die twee gaan eintlik maar baie hand aan hand. Maar as jy nie betekenis het nie, was Frankl se storie, dan gaan jy geneig wees op die ou en jou eie lewe te neem. Ja. Vroeg in hierdie boek vra jy vir die persoon wat die boek opgetel het om vir jou guns te doen, om met 'n joernaal te begin. Waarom, hoe werk dit en hoekom is dit belangrik? Weet jy, ek self is nie lief vir skryf nie. Maar navorsing is oorweldigend. As jy byvoorbeeld, kom ons vat nou daai 3 dinge wat ek net gesê het, wat Seligman gevind het, waaroor jy elke dag net kan dink in sy navorsing met die depressie mense. Maar ek doen dit elke dag van my lewe. Maar ek het toen later begin om dit neer te skryf, want as jy dit neerskryf, dan beleef jy dit meer, en dan is dit asof meer, dis baie maklik om sê, ek is so dankbaar, want my blomme is nou vandag so mooi. Wat jy weet, dan as jy dit skryf, dan kry jy die warmte in jou hart, en dis juist daardie ding, wat is natuurlik ook deel van mindfulness, maar dis daai dinge wat dit net soveel meer effektief maak. So ja, om 'n joernaal te hou, is
hoogs suksesvol. En jy hoef nie bladsye te skryf. Dis net kort soort van aantekeningies, maar ek dink dis net baie meer sinvol as jy begin. Ek het dit gesukkel om dit te doen want ek is nie 'n skrywer, graag sulke goed skryf nie, maar dit was vir my lewe baie sinvol ook. Vir iemand met 6 grade en 'n handvol boeke agter die rug, is ek geneig om van jou te verskil as jy sê jy's nie 'n goeie skrywer nie, hoor. Ek is nie eens beskei as ek dit sê nie, maar dis genie en die liewe Vader was net goed dat elke boek, hulle het omtrent almal topverkopers geword, maar dis net omdat elke stadium het dit net op die regte tyd. En dis nie, jy weet ek is nie beskimmeld nie, my doktorsgraad het oor selfbeeld gehandel, so dis nie dat ek nou dit nederig wil wees. Ek dink dit was net die regte boek op die regte tyd, aan alle eerlikheid hoor. En praat jy nou van, die Engels het mos 'n woord serendipity, en ek het eendag die voorreg gehad om met Larika Raag, die sangeres, 'n onderhoud te doen, en ek sê sy sê hoeveel toeval was daar nou, want sy sê vir Susan, weet jy wat is serendipity in Afrikaans? Ek sê nee, ons het nie regtig gelyk, en sy sê soete toeval. Ja. En die soete toeval van hierdie boek van jou, Dink Jouself Gelukkig, wat nou na 10 jaar weer nuut uitgegee is dat die wêreld om ons tans is so de mekaar en so donker en so onseker, dat dit kon nie op 'n beter tyd gekom het, Pieter nie. Baie geluk met daardie soete toeval van jou en Lux Berbe, jou uitgewer. Ons is jou baie dank verskuldig. En baie dankie vir die lekker gesels, Susan, ek waardeer dit geweldig. En dankie luisteraars, dit was nou so lekker om julle te kuier. Hoop jy kan ietsie uithaal en vanmiddag dit begin gebruik. Hoor, baie dankie, hoor. Daar is baie wysheid in die boek. Dis 'n werkboek, dis 'n leerboek, dis 'n verander jou lewe boek. Dr. Pieter, ons sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het hier op Netwerk 24. Onthou, die boek is uitgegee deur Lux Berbe, die aanbevole prys is R350. Die boek se naam Dink Jouself Gelukkig, verander jou denke, verander jou lewe. Dr. Pieter van Jaarsveld, dit was 'n reuse voorreg. Baie dankie dat ons kon kuier. Goed gaan. Baie dankie, hoor. Totsiens, hoor.